Martie van Wyk. Lig op verhoudings, Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Dit is vandag ons derde tema in die reeks Geld praat, liefde luister, waar ons ondersoek hoe geld ons verhoudings vorm en hoe liefde die gesprek kan lei. Ons het reeds gepraat oor die pyn van geldgeheime en ons het ook geleer hoe verskillende geldtale ons gewoontes bepaal. Vandag kyk ons na iets wat elke paartjie baie goed ken, geldgevegte. Ons tema vandag is dan inderdaad vegreg oor geld. Ons doel is nie om totaal en al geldgevegte te vermy nie, maar eerder om te leer hoe om reg en regverdig van mekaar te verskil. Met ander woorde, hoe om reg te veg. Liewe luisteraar, het jy al ooit 'n argument oor geld gehad wat baie klein begin het en opgeëindig het in deure wat toeklap en stolstype vir dae? Miskien was dit oor 'n aankope of 'n rekening wat te laat betaal is, of miskien oor hoeveel ons spandeer teenoor hoeveel ons spaar. En hierdie is die waarheid. Elke paartjie verskil soms oor geld. Willem en liewe luisteraar, jy sal met my saamstem, die probleem is nie die verskille nie, dis hoe ons dit hanteer. Vandag praat ons oor hoe om daardie geldgevegte om te draai in gesonde kommunikasie wat vertroue bou eerder as om dit af te breek. So, hoekom is geldgevegte so seer? Geldgevegte sny diep. Dit sny diep omdat geld nie net syfers en somme is nie. Dis 'n emosionele ding. Dit verteenwoordig vir ons vryheid, veiligheid, status, kindertydherinneringe en toekomsdrome. Wanneer ons oor rand en sent stry ons baie keer eintlik oor vrees, oor sekuriteit, oor respek of oor beheer. In Spreuke 15 vers 1 lees ons: 'n sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krenkende woord laat woede ontvlam. Om te leer hoe om reg te stry, begin by die aanleer van kalmte en geduld, al is die onderwerp warm. Liewe luisteraar, kom ons wees eerlik met mekaar. Die meeste van ons, wanneer ons van mekaar verskil, verval ongelukkig in een van 4 algemene ongesonde patrone. Ek gaan die 4 patrone aan jou noem, en dan kan jy miskien kyk of jy jouself in een van hierdie patrone herken. Die eerste slegte algemene patroon waarin ons verval is om te blameer. Jy sê byvoorbeeld iets soos, jy mors altyd geld. Die tweede patroon is om te vermy. Miskien verander jy die onderwerp of jy skakel dit eenvoudig af of loop weg. Die derde patroon waarin ons maklik verval is om telling te hou. Om heeltyd foute van die verlede op te bring. En dan die laaste algemene ongesonde patroon is om beheer te onttrek. Dit is tipies wanneer jy of jou maat die toegang tot rekeninge of tot besluite wil beheer en die ander party domineer. 'n Praktiese voorbeeld is, Gert wou spaar vir 'n nuwe motor. Grietjie wou graag hê hulle moes Desember met hulle bonusse eerder die lewe geniet en vakansie gaan hou. Hulle gepraat het in blameer verander. Gert het vir Grietjie gesê, jy dink nooit vooruit nie. En Grietjie het weer op haar beurt vir Gert gesê, jy is geen pret nie, jy wil niks doen wat lekker is nie. Liewe luisteraar, wat is die regte kwessie hier? Die probleem is dat hulle nie na mekaar geluister het nie. Hulle het nie mekaar se wense en drome gehoor nie. So ek wil vandag 5 praktiese wenke gee wat miskien kan help om reg te veg.
In die eerste plek is my wenk, maak seker jy kies die tyd reg. Moenie groot onderwerpe aanvat wanneer een van julle moeg of kwaad is nie. Maak seker jou tydsberekening is reg deur die regte oomblik te kies vir 'n groot gesprek. In die tweede plek wil ek sê, gebruik ek-stellings. Dit help altyd om te sê, ek voel angstig wanneer ons spandeer, eerder as om te sê, jy mors geld. Liewe luisteraar, en dan die derde wenk is, luister om te verstaan en nie om te wen nie. Herhaal terug aan jou maat wat jy gehoor het. So jy voel onveilig wanneer ons nie spaargeld in die bank het nie. Is dit reg? 'n vierde wenk is, skei die feite en die gevoelens van mekaar. Dit kan jy doen deur saam na die syfers te kyk. Soms is die vrees groter as die werklike gaping. Om dit op papier te sien, maak soms meer sin. En dan die laaste wenk wat ek wil voorstel, is dat julle saam sal stem oor volgende stappe. Selfs as julle nie vandag ten volle met mekaar saamstem nie, besluit saam wat julle op daardie oomblik kan doen, of kom ooreen wat die volgende groot stap kan wees. Miskien is dit om te begroot, of miskien om eers navorsing te doen, of om eers saam te bid. My wenk is weer eens, maak maandelikse vergaderings of afsprake met mekaar, waarin julle spesifiek tyd opeensit om oor geld te praat. Stel 'n agenda op, hersien julle spanderings, dateer julle doelwitte gereeld op, en bid saam. Konstante kommunikasie verminder die kanse vir konflik en vergroot onverwagte ontploffings. Liewe luisteraar, en dan wil ek u herinner aan geloof se rol in vrede maak. God het ons geskep vir eenheid met mekaar. In Efesiërs 4 vers 2 tot 3 lees ons, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Bid voor julle oor geld praat. Vra vir God vir geduld, vir nederigheid en vir helderheid. Liewe luisteraar, wanneer ons God innooi, word ons gesprekke sagter en voel die oplossings meer moontlik. Ek wil afsluit en u bemoedig. Liewe luisteraar, geldverskille beteken nie dat ons verhouding gebreek is nie. Dit beteken ons is mense en dit is menslik om van mekaar te verskil. Wanneer ons reg veg en met liefde na mekaar luister, wanneer ons mekaar respekteer, sag bly en God se wysheid innooi, sal daardie selfde gesprekke 'n dieper vertroue bou en julle nader aan mekaar bring. So volgende keer wanneer julle finansiële verskille opduik, staan 'n oomblik stil en haal diep asem. Kies liefde bo wen, want wanneer geld praat, moet liefde luister, selfs in die middel van 'n geveg. Baie dankie dat u weer eens ingeskakel het en na hierdie gesprek geluister het. Tot ons volgende week weer met mekaar gesels. Groete en totsiens.